Goeiemôre vriende. Môre vriende. Ek hoop het gaan goed met julle en ek bid dat hierdie dag vir ons almal 'n goeie dag sal wees en dat die Here daarin geëer sal word. Ek soek nou vir Gabby, maar ek sien haar nie. There you are. Okay. Right. Goed. Ek kom nou terug na haar toe. Ons gaan saam sing lied 338 vers 1, 2 en 4. Weer dink ons saam aan daardie nag. Seun van God kom by ons woon, op alle God se beeld vertoon. Die word God mens die hemel heer, God se alle nos arme moet weer. Zoals Immanuel, ik kom door van de dood en hel. U maakt ons van die zonde vrij. Ons lof, aanbid en dank ons sing nou by lied 358, al 3 verse, welkom o stille nag van vrede, een van ons mooi Suid-Afrikaanse liedjies, kersliedjies.
julle weet dat die koor dat verlede Sondag gesing. Ons het ding geoefen en geoefen. Ek word in die nag wakker met die nagmerrie, ek het weer die note verkeerd. Dan oefen ek om so in my slaap. Ek is dankbaar ek kan dit nou net lekker rustig saam met almal sing. Daar is nie eintlik aankondigings nie. Die belangrike ding is dat ons van is dit nou volgende Sondag af, gaan ons in Bakenskop saam kerk hê. Die eerste klompie dienste gaan hier wees, en dan sal ons op 'n stadium ook 'n diens daardie kant hê, maar ons sal maar so tussen die twee kerke pendel. Maar die meeste van die dienste gaan in elk geval hier wees, en ons sal maar net weer 'n kennisgewing uitstuur, dat almal net weet presies wat gebeur elke Sondag. Dit is wonderlik dat ons so kan saamwerk. Ek wil baie welkom sê aan die Orfer familie, wat daar in hulle glorie sit. Ek verstaan, julle is vandag almal hier by mekaar, en as al daai rye nou julle sin is, dan is ek saam met julle baie trots, dat julle hierdie prachtige klomp mense kan noem, julle gesin. Baie welkom aan julle almal. Ek hoop dat julle die tyd saam baie geniet. En dan, dis vandag ook die belydenisaflegging van Gabby Matthys. Gabby, we welcome you especially, and your family with you. May the Lord bless this day unto us. Ons gaan nou saam sing by lied 177 en lied 171 aan 1. Jesus groot bo almal en heilig, heilig.
Christus Jesus is ons vrede. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God die Vader, van ons Here Jesus Christus en die Heilige Gees. Dit is vandag die tweede Advent Sondag en die Sondag van vrede. Ons gaan nou sing by Vonklied 77, Bring my die ou tyding. Ek verkort 'n bietjie die diensorde vanoggend. Ons gaan nou so sittende saam sing by lied 239, die eerste en die vierde vers. Die eerste vers: Jesus rots vir my geslaan, laat my nie verlore gaan. En daardie vers bely ons skuld voor die Here. En dan in die vierde vers: Heer my rots, bo almal groot staan U vas in elke nood. Daarmee bely ons geloof en verbintenis aan die Here.
Vriende, ons kom nou by die belydenisaflegging. En ek vra dat Gabby Matthys vir ons asseblief hiervoor sal verskyn. Saam met AJ. Just to remind you of your baptism, where God publicly committed himself to you, and today you are publicly accepting his commitment and committing yourself. Ja. Vriende, ek het met Gabby 'n paadjie geloop. Gabby is gedoop in die Methodiste kerk. En sy het getrou in die NG Kerk in en sy het gevoel sy wil graag deel wees van hierdie gemeente, spesifiek hierdie gemeente. En ons het toe nou kategese gehad, gesels oor die belangrike onderwerpe, die dinge waaroor daar partykeer dispute is ensovoorts. En dit was baie lekker gesprekke gewees vir my en vir haar, glo ek. En die kerkraad is gelukkig dat sy dan nou vandag belydenis van geloof aflê. And Gabby, I'm blessed to be the one presiding at this occasion, and may it be a blessing to you too. So Gabby, when you were but an infant, God committed God's self to you publicly. During your life's journey, you learned that God is truthful and trustful, loving, that God is love itself. And even though you've committed yourself to the Lord many a time in the past, today is the opportunity to do it publicly, committing yourself to God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Do you wish to continue? Right. Now there are a few questions that I have to ask you that you have to answer to. Do you believe that God, as the Father, loves you dearly, more dearly than you love yourself? Do you believe God to be your Savior through Jesus Christ our Lord? Do you believe that God lives in you through His Holy Spirit? Do you accept the teachings of this church as in accordance with God's Word? And do you profess to deepen your knowledge of His Word in order to grow spiritually? Lastly, will you allow us as your church family to encourage you on your spiritual journey? Good. Nou vriende, Gabby het haarself nou, I think just doing sideways like that, ja. Gabby het haarself nou verbind aan die Here, aan hierdie gemeente. Nou is die vraag of julle as gemeente vir haar ontvang, of julle vir haar op die pad sal aanmoedig, en of ons saam disippels van die Here sal wees. Wat is julle antwoord? Ja. Gaaf. So Gabby, because you have responded to your baptism by professing your faith, we now encourage you to continue your journey of faith.
and I pronounce you a confessing member of this congregation, Dutch Reformed Church, Kimberley Vooruitzicht. May you be blessed in this congregation. May you as a family always experience God's love and commitment to you. Ja. Ek wil nou vra dat Christine net saam met my sal kom. En Sue, Haris, en Ellen, en Elsona. Gabby, the text that I've chosen for you is Romans 8, verse 38 to 39. For I am convinced that neither death, nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in our creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Welcome. No, just wait here. AJ, will you please light the candle of faith? And Gabby, it would be a good thing if you could light it every 6th of December to remind you of today. And at times when you feel your faith is taking strain, light the candle, sit down with God, and He'll find you. He knows where you are. Okay. Vrienden, ja, kan ek vra, the family, will you please rise? No, not the whole family. And I think the Matesa are at the back. Congratulations. And may the Lord bless you all on your way forward, on your spiritual journey. Thank you. Nou gaan ons saam sing, laat jy die seën op haar daal. Wil jy dit speel? Gaaf. Dankie. Kom ons staan. En as julle wil, kan julle hand ook lig. Vrienden, kom ons bid saam. Here, so
kom ons as die kinders en ons dank U dat U vir ons kom opsoek terwyl ons nog in die baarmoeder is. Dat U ons eintlik geskep het. U weet van ons bewegings van altyd af. En dankie dat U ons nooit laat los nie en altyd saam met ons loop. En dat ons ook onsself aan U mag verbind. Dankie Here dat U wat U self verbind het aan Gabby destyds, vandag ook haar publieke belydenis verbintenis aan U aanvaar en dat dit U bly maak. Dankie dat U die pad saam met hulle as familie bly loop en saam met ons as die groter geloofsfamilie. En nou Here, gaan ons op hierdie Adventsondag van vrede gesels oor U vrede. En ek bid dat die ou woorde van Micha tot diep in ons harte sal spreek. En ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Ek weet dit was nou per ongeluk geweest, nee, maar dit was vir my tog mooi dat julle almal opgestaan het toe ek gevra het dat die familie opstaan. Nee, want dit is wat ons is. Ons is mekaar se geloofsfamilie. Goed, ons gaan saam lees by Micha hoofstuk 4 vers 1 tot 10 en Johannes 14. Daar kom 'n tyd dat die berg waarop die huis van die Here is 'n blyplek sal hê bokant die bergtoppe en sal uitstaan bo die heuwels. Die volke sal daarin stroom. Baie nasies sal daarna toe gaan en sê: Kom, laat ons optrek na die berg van die Here toe, na die huis van die God van Jakob, sodat hy ons sy wil kan leer en ons daarvolgens kan lewe. Want uit Sion kom die openbaring, uit Jerusalem die woord van die Here. Hy sal oordeel tussen baie volke, regspreek oor sterk nasies wat ver weg woon. Hulle sal van hulle swaarde ploegskare smee en van hulle spiese snoeiskerre. Die een nasie sal nie meer die swaard en die ander opneem nie, en hulle sal nie meer leer om oorlog te maak nie. Elke man sal onder sy eie wingerd sit, ongesteerd onder sy vrye boom. Die Here die Almagtige het dit gesê. Elke nasie kan maar lewe in die naam van sy God. Ons sal vir altyd in die naam van die Here ons God lewe. Daardie dag, sê die Here, sal ek die wat kreupel is bymekaar maak, sal ek die wat verstrooi is vergader en die wat ek met rampe getref het. Ek sal die kreupeles die oorblyfsel maak, die siekes 'n sterk nasie, ek die Here sal op Sionsberg oor hulle heers, nou en vir altyd. Hulle ken nie die plan van die Here nie. Laat ek net gou hierdie opmerkingkie maak. Die oorblyfsel verwys na die mense wat getrou gebly het en deur wie die Here 'n nuwe begin maak. So hy sê hier, hy sal die kreupeles en die siekes sal hy gebruik as sy nuwe begin. Verlate vesting Sions heuwel, die beloftes aan jou sal vervul word. Jy sal weer heers soos voorheen. Jerusalem sal weer die hoofstad wees. Waarom skreeu jy so hard? Het jy nie 'n koning nie? Het jou raadgewer omgekom dat kraampyne jou oorval het? Krul van die pyn, Sion, kry geboortepyne soos 'n vrou in kraam. Jy moet nou die stad verlaat. Jy moet in die oop veld gaan woon en na Babel toe gaan. Daar sal jy gered word. Sal die Here jou verlos uit die mag van jou vyande. En dan Johannes 14, vrede laat ek julle na, my vrede gee ek julle. Ek gee dit nie vir julle soos die wêreld dit gee nie. Laat julle harte nie ontsteld en bang wees nie. Dit is die woord van die Here. Ek dink toe net daaraan, net so tussenin, toe die eerste minister van Israel,
as ek nou reg onthou, was dit Ben Gurion, toe hy sy toespraak gemaak het, nadat die land nou hulle onafhanklikheid gekry het. Toe het hy hierdie selfde gedeelte aangehaal, maar net uit Jesaja, want Jesaja en Micha het hier presies dieselfde woorde. Dan lees hy dit en dan sê hy, ons moet nooit hierdie droom laat vaar nie. En daar was regtig die verwagting gewees dat die wapentuig ploe en snoeiskerring sou word. Maar dit het nog nooit gebeur nie. Nog nooit. Dit is hartseer. Goed, die tema vandag is, maak 'n ploeg van elke swaard. Vriende, dit is God se doel vir ons. Sy bedoeling vir ons is dat ons vrede sal hê. Shalom. En is 'n vrede wat verskriklik omvattend is. Dis alles omvattend. Ek het al dikwels vir julle gesê, dit is daardie gevoel, alles omvattende gevoel van welbehaag, van dit is wel met my. En daar is baie woorde wat 'n mens kan gebruik, welbehaag is so 'n ouerige woord wat ons nie eintlik baie gebruik nie, maar dit is 'n goeie woord. 'n Ander woord sou wees geluksaligheid of aangenaamheid. Jesus, wanneer hy sy bediening aankondig, die begin van sy bediening in Lukas, dan sê hy ook, hy het gekom om die aangename jaar van die Here aan te kondig. Jy sê die woord behaaglikheid kon gebruik, tevredenheid, vreugde. So 'n soort gevoel van, wat ook al om my gebeur, ek het hierdie gevoel van ek is in die hemel terwyl ek hier op die aarde is. Dit gaan goed met my. En dit raak elke lewensterrein. Dit raak nie net 'n sekere deel van jou lewe nie. Elke gedeelte van jou lewe word daardeur gedek. Fisies, psigies, emosioneel, sosiaal, ekonomies, polities, jou familielewe, jou verhoudinge en jou spiritualiteit. Dit word alles gedek onder hierdie vrede. Nou gebruik Micha die mooiste beelde. Ek kan nie dink aan 'n kragtiger beeld wat hy gebruik het as die dat die swaarde ploe sal word en die spiese snoeiskerre nie. Dis 'n ongelooflike beeld. Hy sê vandag kon gesê het kanonne word padskrapers. Vegvliegtuie word treine. Militêre basisse word plase. Gewere word skole. Dit is wat hy kom sê het, wat die Here beloof. En dan die volgende beeld wat hy gebruik, elkeen sal onder sy eie vyeboom en wingerd ontspan. Almal sal hê wat hulle nodig het. Almal sal rus na hulle arbeid. Almal sal arbeid hê. Almal sal die middele wat hulle ontvang het gaan uitleef en hulle sal nie hulle self verryk ten koste van ander nie. Daar sal absolute harmonie wees. Elkeen kan rustig onder sy eie wingerd of vyeboom wees voor die aangesig van die Here. En natuurlik, 'n wingerd is ook 'n simbool van vervulling, van afronding. En 'n vyeboom is ook die simbool van wysheid en van onderskeidingsvermoë. So hy sê vir hulle, julle gaan daar sit en julle gaan alles in perspektief sien. En dit sal vir julle goed wees. Julle sal vrede hê. Nou bedoel hy nou nie daarmee dat mense nou 'n lui lekker land gaan hê waar almal kan rond lê onder die wingerd en so voort. Hy bedoel dat ons hierdie lewe gaan hê saam met God, waar ons doen wat ons moet doen,
waarin ons doen wat die Here vir ons gee om te doen, waarin ons die lewe leef soos hy dit vir ons gee. Maar sonder al die ander goed wat ons bygooi, wat dit bederf, materialisme, ons is almal daarin vasgevang. Uitbuiting, korrupsie, ander bedreigings, geweld, oorlog, misdaad, spanning, liefdeloosheid. Ons smag daarna om daai vrede te hê. Ek kan nie dink dat daar enige mens is wat sal sê, nee, ek wil nie daai soort van ding hê nie. Ons smag daarna. Maar dit is op pad, sê Micha. Dit is op pad. Ons moenie dink dat Micha vir hulle wou sê, jy weet, dit gaan nou moeilik en so aan, maar eendag as Jesus weer kom, dan gaan ons nou daai vrede hê. Nou wat se troos sou Micha nou vir die volk Juda gebring het met daai woorde? Weet, byt net nog so 'n 2 millennia vas. Dan kom die vrede. Dit sou vir hulle geen troos inhou nie. Hulle het eers geweet van 'n ene Jesus nie. Met respek gesê. En nog minder van 'n wederkoms. Nee, hulle het troos nodig gehad toe. En hy kom sê vir hulle, byt vas. Die Here gaan vir julle in hierdie tyd wat voor julle lê, gaan hy vir julle daar wees. Hy gaan verskyn om vir julle vrede te gee. Die ou vertaling het ongelukkig die Hebreëse bietjie lastig vertaal met in die laaste dae. En dan dink ons onmiddellik, wederkoms. Terwyl dit ook verkeerd sou wees, want die laaste dae is nie met die wederkoms, die laaste dae is nou. Die laaste dae is die tyd tussen Jesus se eerste koms en sy wederkoms. Ons is in die laaste dae. Ons is. Partykeer sê mense vir my, dinge gebeur nou, dinge is nie goed nie, daar's baie tekens, ons is in die laaste dae. Sê nee. Ons is al lankal in die laaste dae, ons is al in die laaste dae vandat Jesus gekom het. En ek is so bly daaroor. Dit bekommer my nie. Dit is vir my 'n saak van dankbaarheid. Die nuwe Afrikaanse vertaling, die 1983 vertaling sê, daar kom 'n tyd. Met die klem op die oë van kom. Daar kom 'n tyd. Die nuwe lewende vertaling sê, die tyd sal aanbreek. So dit gaan nie hier oor 'n tydsverloop, dit gaan hier oor die sekerheid van die vrede wat God vir ons sal gee. Dis waaroor dit gaan. Dat God vir ons sê, ek is met julle. Dit is waaroor dit gaan. Paulus sê later, en Christus is daai vrede. Vir die Israeliete, vir die mense van Juda, het daar vrede gekom. Ek gaan nou daarna toe terugkom, maar in die langer verloop, in die volle loop van die geskiedenis, kom Jesus dan as ons vrede. En daarom, wanneer ons Advent vier, dan vier ons die koms van daardie vredevors, wat nou hier is, God met ons. Nie 'n vredevors wat nog gaan kom nie, en nie 'n vrede wat nog moet kom nie, maar 'n vrede wat reeds gekom het, en wat besig is om te ontplooi, al hoe meer te kom by dit wat dit moet wees. Maar dit vra van ons ook ons samewerking. So met Advent kom verbind ons onsself ook om deel te wees van die vestiging van hierdie vrede wat die vredevors gebring het. Ons verbind onsself daartoe. Paulus sê so mooi daar in Romeine 12, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. So die vraag wat ek myself moet vra is, wat doen ek om vrede te bevorder? En nou bedoel ek nie groot goed nie, maar elke situasie waarin ek kom, wat doen ek in hierdie situasie om vrede
hier te bevorder. Ek het nou die dag weer in 'n geselskap gesit en ek het begin saampraat en toe op 'n stadium toe sê ek vir myself, maar wie, jy bevorder nou nie vrede nie, jy bevorder nou vrees en eintlik haat en onbegrip. Hoe bevorder ek in elke situasie vrede? Dat ons daai wysheid by die Here kry. Ons moet vir onsself vra, hoe lyk ons konflikhanteringsmeganismes? Is ek lankmoedig? Is ek geduldig? Is ek verdraagsaam? Is ek iemand wat sê, dinge is swart of is wit? Ek kan nie dink dat daar tussenin is 'n plek is waar ons mekaar kan ontmoet nie. Ek kan nie dink dat ek verkeerd is nie. Die ander moet verkeerd wees. Die vraag wat ons moet vra is my denke, my manier van dink, is dit vloeibaar? Is dit oop? Kan dit inloop in al die gaatjies wat gevul moet word, waar daar vrede moet kom? Kan my gedagtegang van so 'n aard wees, dat dit ander mense positief kan stem? Of is ek 'n strak, veroordelende tipe mens? Vriende, daar is eintlik regtig nie plek binne die Christelike geloof vir veroordeling nie. Daar is nie plek daarvoor nie. Ek moet vir myself vra, skep ek ruimte waar binne mense kan gedei? Of bou ek hokke en mense moet net binne daai hokke bly, dan is ek gelukkig met hulle. Is ek 'n vredemaker of 'n moeilikheidmaker? Ek sê nou die dag by Acacia Park in my Stillerwee, partykeer dan dink ek is 'n vredemaker. Maar dan besef ek agterna, nee, ek is nie 'n vredemaker nie. Ek is 'n vredebewaarder. 'n Vredebewaarder ignoreer goed, veer dit onder die mat in, maak of dit hom nie raak nie. Maar hy los nie die probleem op nie. Hy bring nie vrede nie. Hy gee net 'n skyn van daar's vrede. So eintlik is 'n vredebewaarder ook maar 'n moeilikheidmaker. Want ergens vorentoe dan bars die bom weer. Micha sê die vrede kom wanneer ons vredesagente is. En ons is almal vredesagente wanneer ons rig op die Here. Hy sê wanneer ons kyk na Sion, wanneer ons kyk na die God van Sion. Wanneer ons kyk na die Here, wanneer ons die Here toelaat om in ons lewens in te praat, dinge hier binne in te verander, dan is ons vredesagente. Wanneer ons leer in die proses om die ander mens ook te sien soos wat die Here daardie ene sien, en nie soos wat ek verkies om die persoon te sien nie. En as ek sê ons moet die Here toelaat om in ons lewe in te praat, dan wil ek weer waarsku daarteen dat 'n mens dink die Here praat in jou lewe in as jy so 'n klomp kontekslose teksies bymekaar gemaak het, en dis eintlik ammunisie wat jy mee sit, waarmee jy die wêreld kan regskiet. Nee, dis nie hoe die Here in jou lewe inpraat nie. Die Here praat in jou lewe in wanneer jy in nederigheid voor die Here gaan sit en vra, Here, sê vir my wat jy vir my wil sê. En die Here gaan met jou praat deur jou Bybel, en hy gaan baie keer met jou praat op ander maniere. Dit gaan nie altyd 'n teksie wees nie. Daar is nie 'n teks vir elke ding nie. Maar die Here sal altyd met jou wil praat, en jy moet hom toelaat. Waarom ek wil afsluit, en dis die moeiliker gedeelte, is vrede kom dikwels deur swaar kry. Maar ook in swaar kry. Die Here kom swaai nie 'n towerstaf
Nou is die vrede alles daar nie. Micha kom na die volk toe en hy sê vir hulle, die Here is met julle, en julle moet nooit daaraan twyfel nie. En die Here gee vir julle sy vrede. Maar die besluite wat julle geneem het, politieke besluite wat julle geneem het as volk, waar julle toegelaat het dat 'n ander koning oor julle beheer kry en dat julle laat saamneem met allerlei volke om teen 'n ander vyand te gaan beklei en dat julle hulle gode toe ook vir julle sommer aanvaar het. Daai gevolge gaan nie verdwyn nie. Die gevolge daarvan is daar en hulle gaan uitspeel. Julle het die Babyloniërs kwaad gemaak. Julle het julle vriende wat julle gehad het, wat julle kon help, verloor. En nou is julle ou klein nasiekie teen die Babyloniërs, die magtige nasie, hulle gaan julle oorwin. En hulle gaan vir julle in ballingskap neem. Dit is hoe dit gaan wees. Maar die Here sal saam met julle daar wees. Soos hy nou by julle is, sal hy dan by julle wees, en hy sal daarna ook by julle wees. Hou julle oë net oop vir die Here wat saam met julle gaan. En hierdie mooi woorde, hy sê, in Babel sal julle genees word. In Babel gaan julle vrede kom. In Babel gaan die Here vir julle help om 'n nuwe pad uit te trap. Dit gaan daar begin. Hulle sou wou sê, ag Here, ons het ons les klaar geleer, jy het nou mooi met ons gepraat, ons verstaan nou, kom ons maak die les mooi vas hier in Jerusalem. Maar die Here sê, nee, julle kan nie teen die geskiedenis stry nie, julle moet hierdie pad loop, maar ek is met julle. En dan gaan word hulle 'n nuwe nasie, en ons het die getuienis daarvan agterna. Nou leer ons groot spirituele geeste van vroeg af, van die woestynvaders af, oor Ignatius van Loyola tot by vandag toe, leer hulle almal vir ons, daar's twee maniere waarop 'n mens groei. Twee maniere hoe jou geestelike lewe vooruitgaan, hoe jou verhouding met God en met ander mense verdiep. En die twee maniere is groot liefde en groot lyding. En ons weet dit, as ons dit ons lewens toets, groot liefde en groot lyding bring vir ons altyd nuwe perspektiewe, maak vir ons nuwe paaie oop. En die Here kom beloof vir hulle albei. Hy sê vir hulle, julle gaan ly, julle gaan groot ly, maar ek is met julle. Ek sê julle lief hê, altyd. En daarom dat Micha 'n volgende beeld gebruik, wat Paulus ook later opneem, van kraampyne. Hy sê vir hulle eintlik, julle moet nie sommer gewone pyne hê nie, julle moet nie hier net sê hoe sleg is dit nie, julle moet kraampyne hê, want kraampyne is pyne van belofte. Kraampyne sê vir jou, hier kom iets nuuts, hier kom nuwe lewe. So hy sê vir hulle, hê pyn, maar laat dit kraampyne wees, want kraampyne bring hoop, en na die tyd die vrede. En so volhard ons dan nou op die pad. So vriende, met Advent, of ons die vrede op die oppervlak sien, of nie so duidelik sien nie, kom bely ons glo in die vrede wat God gee, en dat dit hier is, want ons glo in Jesus. Amen. Ek sal net nou die gebed doen. Ons gaan nou geleentheid gee dat ons die kersies aansteek vir mense wat voorbereiding nodig het, of mense wat deur 'n moeilike tyd gekom het en waarvoor ons nou dankbaar is dat dit beter gaan. So Ellen sal nou vir ons die kersies kom hanteer, en Didi en
Christie sal met die mikrofone rondloop. En neem vrymoedigheid om name te noem. Terwyl jy dink, wil ek self so lank net 'n paar name noem. Elke Olivier se dogter Elzaan het 'n seentjie in hierdie week in die lewe gebring met die naam van Driekus. En daar was 'n bietjie komplikasies met sy geboorte en hy sukkel nou, maar sy sê vir my dat dit gaan beter, daar's vordering. Maar ons dink aan hulle almal en veral aan hom in die tyd. Dan Treina Olivier wat sy is oorlede en ons bid vir haar familie. Die diens is volgende week maandag by Stillerweer. Ons dink aan Mario Ber wat daar rugoperasie gehad het. Dit is 'n baie groot operasie en vir geduld om die pad te loop wat sy nou moet loop en vir Okkie saam met haar. En ons dink ook aan die familie van Tannie MC Botha wat in Acacia Park oorlede is. Nou die Here hulle sal troos. Dankie Offie. Ek wil net eers 'n bietjie geskiedenis vertel van die ouer lidmate wat ons geskiedenis ken. Ons is nou Kersdag, wat nou kom 44 jaar getrouwd. 2 gesinne met mekaar gegooi. 5 kinders, waarvan Erlana, die oudste was 10. Alina, 8. Johan, 6. Herleen, wat hier kan wees, ook 6. Benny, wat ook hier kan wees, 4. En toen kwam die afterthought na 4 jaar. Hier sit ze. Ek wil van al 4 van hulle kerse opsteek. Ja. Net vir hulle sê baie dankie, wat hulle vir ons beteken al die jare. Dankie Orfie, ja, is wonderlik. Kers van dankbaarheid. Is daar nog iemand? Goed, ek kon nou nie hoor nie, maar ek sal net by jou hoor. Ek dink Ellen sou gehoor het. Nee. Ek wil graag net uitbring. Vra of ons kan dankie sê vir leiding, vir vervolging. Dit het al baie met die kerk gebeur in die verlede. Dat dit die kerk ten goede laat meewerk. Dankie Orfie. Ag, Obi. Ekskuus. Goed. Hemelse Vader, elke kersie wat hier brand, verteenwoordig voorbidding vir iemand, dankbaarheid by ander. Dankie dat U in ons lewens is, en ek bid dat elkeen wat nou ly, sal beleef dat U by hulle 'n nuwe begin maak, dat hulle pyn vir hulle sal uitloop op geboorte, dat hulle vrede mag hê in hulle hart. Die Here sal my nooit verlaat nie. En ons bid dit vir onsself elke dag. En ons bid dat vir elkeen daar ook weer 'n kers van dankbaarheid opgesteek sal word oor 'n God wat
eenmaal gekom het en homself nog nooit onttrek het nie. Wil U wat in ons leef deur die Gees vir ons ryklik troos en wil U vir ons help om vrede te bring. Die vrede wat reeds bewerk is, om dit net te gaan uitleef. En ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Goed, ons dien nou die Here met ons gawes. Goed, so volgende Sondag is dit die eerste geleentheid waar ons in Bakenskop hier saam aanbid. As jy miskien mense ken daar, nooi vir hulle om by julle te kom sit, dat ons nie vreemd voel vir mekaar nie. Sal wonderlik wees. Goed, kom ons sluit met lied 601, die wat die Here wil dien. Vrede sal altyd bly.
word net die hemel en die aarde. Sing met 'n vrolike stem. Alles word net die hemel en die aarde. Stil maar, wag maar, alles word net die hemel en die aarde. Geliefdes, die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal sy aangesig oor julle laat skyn en vir julle genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor julle verhef en vir julle vrede gee.